Welkom by Wiskunde met Hildegard. Vandag kyk ons na 2024 se NSS vraestel vraag 3. Hierdie vraag stel dat daar 'n sirkel is wat 'n radius het van 6 cm en dan is daar 'n kleiner tweede sirkel wat deur die middelpunt van die eerste sirkel geteken word en dit raak ook die eerste sirkel en inwendig. Okay? En dan gaan die patroon so voort. So, ons het dus dat die groot sirkel, dis nou hierdie ene, het 'n radius van 6 cm. Die volgende kleiner sirkel het 'n radius van 3 cm. En die derde een het 'n radius van 1,5 cm. Die punt 1 wil hulle weet wat die radius is van die derde sirkel. Op jou formuleblad gaan jy hierdie formule kry. Dit is die formule vir 'n meetkundige patroon. Die A is die eerste term, die R is die faktor wat die patroon vermeerder of verminder elke keer, en die N is maar net jou patroonnommer. Okay, so ons sê dat A is gelyk aan 6, R is 'n half, want hy raak elke keer kleiner met 50%, so met 'n half. En dan kan ons alles bymekaar sit. So die formule om hierdie meetkundige patroon voor te stel, gaan wees Tn is gelyk aan 6 half tot die mag n minus 1. En daarom gaan term 3 gelyk wees aan 6 maal 'n half tot die mag 3 minus 1, wat gelyk is aan 6 maal 'n half tot die mag 2, wat gelyk is aan 1,5. So dit is die radius van die derde sirkel. 3.2 wil hulle weet wat die som is van die oppervlaktes van die eerste 10 sirkels. Let wel, asseblief, dat hulle sê die oppervlaktes. Ons het tot dusver nog net met die radiusse gewerk van die sirkels. Onthou van vorige kennis van graad 8, 9, die oppervlakte van 'n sirkel is gelyk aan pi radius kwadraat. Okay, so kom ons kry net die eerste paar terme, sodat ons kan sien waarmee ons werk. So die eerste sirkel 1, gaan wees pi maal 6 kwadraat, en dit gaan dan wees 36 pi. Die volgende een gaan wees pi maal 3 kwadraat, wat dan 9 pi is, en die laaste sirkel gaan wees pi maal 1,5 kwadraat. En dit gaan wees 9/4 pi. Okay, nou moet ons kyk, hoe gaan ons van 36 pi na 9 pi? En van 9 pi na 9/4 pi. Okay, so ons kan dit uitwerk deur te sê sirkel 2 gedeel deur sirkel 1 se oppervlaktes. En dit is dan 9 pi gedeel deur 36 pi. Dit gaan uiteraard ook dieselfde wees indien jy gesê het sirkel 3 se oppervlakte gedeel deur sirkel 2 se oppervlakte. Okay, en dit gee dan vir ons 'n R-waarde van 'n kwart. Okay, so ons nuwe patroon gaan wees
dit is nou van die oppervlaktes van die sirkels, gaan wees Tn is gelyk aan 36 pi, want dit is die eerste term in die reeks, maal 'n kwart en minus 1. Ok, fantasties. Maar hulle wil weet wat die som is van die oppervlaktes van die eerste 10 sirkels. So, ons gaan hierdie formule gebruik en hy is vir julle gelukkig gegee. So, geen stres daaroor nie. Nou gaan vervang ons maar net alles in wat ons het. So, Sn is dan A is ons eerste term, so dit is 36 pi maal met 'n kwart tot die mag 10 minus 1 gedeel deur 'n kwart minus 1. En as jy dit dan op jou sakrekenaar gaan intik, dan kry jy dat S10, so die som van die eerste 10 terme, gelyk gaan wees aan 150.8. Ok, dat sy. By vraag 3.3 wil hulle weet, watter sirkel gaan 'n middellyn hê van 3 op 128 cm. Onthou, ons werk in radius. En hulle wil nou middellyn weet. So, ons moet dit verwerk na radius. En dit gaan wees 'n half, want 2 radiusse gee vir ons 'n middellyn. Half maal die middellyn. En dit is dan gelyk aan 3 op 256. Ok, lekker. Ons het vroeër ons formule gekry vir ons sirkels. Dit was Tn is gelyk aan 6 maal 'n half tot die mag n minus 1. Nou gaan vervang ons eenvoudig alles in. Hierdie is ons Tn, so 3 op 256 is gelyk aan 6 maal 'n half n minus 1. En nou gaan ons net vir n oplos. Ok, so dit raak dit. Een half tot die mag 9, een half tot die mag n minus 1, en nou kry ons dat 9 gelyk is aan n minus 1, so dit wil sê n is gelyk aan 10. So die 10de sirkel gaan 'n middellyn hê van 3 op 128 cm, en uiteraard gaan dit dan 'n radius hê van 3 op 256 cm. Ok, en dit is dit vir hierdie vraag.